Môre maatjies. Hier het ons weer nuwe maatjies vanoggend. Waar kuier ons vanoggend? Hier by die see, nê, in George. Dis baie lekker hier by julle. Dink ek. Waar lees ons vanoggend in Genesis hoofstuk 37. En dis die bekende verhaal van Josef. Maar maats, dit begin nie eintlik so goed nie, want Josef het baie boeties gehad en hulle was nie eintlik lief vir hom nie. Het jy al 'n sussie bietjie met sussie beklei somtyds? Dit gebeur 'n bietjie beklei nie. En dan kom pappa en mamma gee hulle 'n bietjie pakslaan, sê hulle ons mag nie beklei nie, nê. Maar Josef se boeties het nie geluister nie en hulle het net meer en meer en meer vir Josef gehad. Het jy dit geweet, Kyle? Hierdie haat het 'n baie lelike ding geword. Soveel so dat ons in Genesis 37 lees dat Josef se pappa Jakob het vir hom die mooiste rok gemaak. Het jy al gehoor van Josef se kleed? Die mooiste, want sy pappa was ook baie lief vir hom. En dit het sy boeties nog meer gemaak dat hulle hom haat. Nog meer. En toe kry Josef nou nog daarby dit alles 'n droom. Weet julle wat het Josef gedroom? Josef het gedroom dat hy is besig om are te sny daar in die koringlande. En hier kom die ander se gerwe en hulle buig bietjie so, hulle buig voor hom neer. In plaas daarvan dat Josef stil bly en vir niemand van die droom vertel nie, vertel hy dit vir almal. Nou raak hulle van baie kwaad, want hulle sê, dink jy miskien ons gaan voor jou eendag buig? Nou is hulle nog kwaader vir Josef. En Josef kry 'n tweede droom. Die son, die maan en 11 sterre, nee, 10 plus nog 1, dis hy 11 boeties, buig hulle voor hom neer. Maar toe is hulle baie kwaad, want hulle sê, wat vir 'n droom is dit? Ja, 1 en 2 nog 11 sterretjies buig hulle voor Josef. Maar die Bybel sê Jakob het hierdie hele droom in sy hart geberg, want hy het nogals gedink, hoekom kry my kind sulke snaakse drome? Nou ja, in daai tyd het hulle baie skapies opgepas. En daar is Josef se boeties, is nou Reuben, Simeon, Levi, Juda, almal is daar in die veld, baie ver van die huis. En hulle pappa wonder, hoe gaan dit met my seuns en hulle skapies? En raai vir wie stuur hy? Vir Josef, om te gaan kyk hoe gaan dit. En Josef stap en is baie ver. En iemand kry hom in die veld en vra, wat soek jy Josef? Hy sê, ek soek my boeties, my pappa wil weet hoe gaan dit. En hy sê, nee, hulle is daar by die ander dorpie. En toe Josef so aangestap kom, toe sê daai boeties en kyk, maar hier kom daai boetie van hulle. Weet julle wat noem hulle hom? Die ou dromer, want hy het mos drome gedroom. En toe kom al daai haat en al daai kwaad word en al daai lelik wees uit. En hulle sê, reg, nou is ons kans. Kom, ons maak hom dood. Kan julle dit glo? Dat hulle eie boetie wil doodmaak? Maar Reuben die oudste sê, nee, hulle kan hom daarom nie doodmaak nie, wat gaan ons vir pa sê? Kom ons gooi hom net in 'n put.
Daar was 'n put wat nie water in gehad het nie. Toe gooi hulle vir Josef in die put. Arme Josef, daar sit hy in die donker put. Wat gaan van hom word? Hy moes maar net kom kyk het hoe gaan dit met hulle en hulle pappa se groete oorbring. Nou het hulle hom in die put gegooi. Wat? Ruben het gedink, nou as die boeties wegkyk, sal hom gaan haal, dan sal hy hom red. Maar wat hy toe nou nie gekyk, hy het nie heeltyd vir Josef opgepas nie. Want toe kom daar sulke ander kamele verby. Dis mense wat goed koop en verkoop, nê, op die kamele se rug. Ismaelite, hulle was op pad Egipte toe, hulle het lekker ryk goed gehad, allerhande goed wat hulle by die winkel kry, nê. En sê Juda, dis een van die ander boeties. Kom ons maak 'n ander plan. Ons vat vir Josef en ons verkoop hom. Dan kry ons baie geld en hy's weg uit ons lewe. Hierdie mense gaan na 'n baie ver land, Egipte. Ons sal nooit weer vir Josef sien nie. En toe haal hulle hom uit en daar verkoop hulle hom. Toe Ruben daar aankom, toe sien hy die put is leeg. Toe is hy nou baie benoud, want wat gaan hulle nou vir pappa Jakob sê? Raai wat se plannetjie maak hulle? Nou het hulle klaar verkeerd gedoen, nou moet hulle aanhou verkeerd doen, hè? Dis nou die moeilikheid van sonde. Hulle vang 'n bokkie, hulle slag hom, hulle vat die bloed, hulle gooi dit op hy klere en skeer dit en gaan vertel die grootste jokstorie vir hulle pappa Jakob en sê 'n wilde dier het vir Josef gevang. Was dit die waarheid? Maar Jakob het nie geweet nie en hy huil verskriklik. My kind Josef is dood. My kind Josef is dood. Sy arme hartjie is so seer. Almal probeer hom troos. Niemand kry vir Jakob getroos nie. Want hy dink Josef is dood. Maar was Josef regtig dood? Vader Jahwe het vir Josef behoed en bewaar tot daar by Egipte. Toe word hy verkoop, nogals aan Potifar, sê bietjie daai groot woord Potifar. Potifar was 'n baie belangrike man, maar as ons volgende keer van hierdie storie lees, van Potifar, wat hy toe vir Josef als gedoen het. Maats, dis baie hartseer dinge wat mense aan mekaar doen, maar maak nie saak wie lelik is met wie nie, of as iemand met jou lelik is, wie is altyd aan ons kant? Ja. Vader Jahwe, mooi, Lieke, dit is baie mooi, Jahwe is aan ons kant, maar hy sê ook ons moet lief wees, nee, ons moet nie terugbeklei nie. Maar kom ons sit net so dan bid ons saam. Oogies toe. Dankie Vader Jahwe vir u woord en al die verhale wat ons meer van u leer. En dankie dat u so groot is, al is mense lelik, is u nog steeds vir ons goed. En ons loof en ons prys u in Yeshua. Amen. Totsiens maats, tot volgende week. Tata.